Ons gaan vandag kyk na Hebreërs 11 en 12 en die tema vandag is die bekering van jou verbeelding. Ek glo dit of nie, die bekering van jou verbeelding. Nou voor ek gaan saamlees, laat ek net dit verduidelik. Jesus vertel sy gelykenisse op 'n eenvoudige manier sodat ons kan leer. En hy vertel dit in 'n gelykenisvorm sodat ons dit in ons verbeelding kan sien. Dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Elke keer wanneer jy dit hoor, sien jy in jou kop 'n prentjie van 'n priester wat stap en 'n leviet wat stap en rowers wat 'n man aanval. En jy sien in jou kop die prentjie van iemand wat hom kom help. En jy sien in jou kop die prentjie van Jesus wat besig is om sy disippels te leer. En as elkeen van ons 'n storie daarvan moet maak, gaan ons almal dieselfde feite weergee. Maar ons gaan dit op verskillende maniere natuurlik uitbeeld. Die detail gaan verskil, maar wat belangrik is dat Jesus ons leer dat ons verbeelding gesond is, want wanneer ons verbeelding gesond is, dan kan daar soveel dinge in ons lewe reg in plek val, nie waar nie. En daarom het baie van die mense in die verlede vir ons gesê, dis jou verbeelding wat met jou weghardloop. As jy oor 'n ding dink of praat, dan sê hulle nee, jou verbeelding hardloop nou met jou weg. So ons verbeelding kan baie gevaarlik wees, of ons verbeelding kan baie gesond wees. Teresa van Avila het geskryf hier in die 1500s, toe sê sy het geleer met gebed, dat haar gebedslewe vir haar altyd 'n uitdaging is, want haar sintuie pla haar. Sy hoor iets, of sy sien iets, of sy ruik iets, of sy proe iets, trek dit haar aandag af, dan sukkel sy om met die Here te praat. Sy sê en toe kom sy agter, dat haar verbeelding 'n baie groot probleem is in hierdie hele situasie. Want wanneer sy iets hoor, dan verbeel sy haarself iets. Of wanneer sy iets sien, dan sien sy in haar kop 'n prentjie. En toe kom sy agter dat die inhoud wat in haar verbeelding is, maak wat sy sien of hoor. En sy gaan toe so ver, toe sê sy die verbeelding is soos wanneer jy 'n sif vat in meel, koekmeel sif. Sy sê die verbeelding sif al die inligting wat deurgaan na ons intellek toe. En toe sê sy, daarom is dit belangrik om seker te maak dat jou verbeelding met die regte inhoud gevul word. So, en dit is wat ons vandag gaan lees uit Hebreërs 11, want Hebreërs 11 gaan vir ons daaroor dat ons die regte inhoud moet hê wanneer ons kyk na die verlede, wanneer ons kyk na die hede, wanneer ons kyk na die toekoms, om seker te maak dis vol van die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat die inhoud van ons verbeelding is. In Hebreërs 11 staan daar, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, hoe kan jy oortuig wees van iets wat jy nie sien nie? Nou, waaroor dit hier gaan, is juis daardie dat jy in jou gedagtes iets kan sien. God het 'n belofte, en jy sien in jou gedagtes hoe hierdie belofte gaan waar word, hoe hierdie belofte van die Here gaan uitspeel in die lewe. So jy sien dit, jy weet dit in jou geloofsoog, jy weet dit hier in jou innerlike mens, weet jy, dit wat God sê, is absoluut die waarheid, dit gaan gebeur, ek is vas oortuig daarvan, en dan lees ons verder in Hebreërs 11 vers 2, dis immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge, dis nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Nou God skep uit niks. God maak uit niks iets. God herskep ons. Lees ons ook in Paulus se briewe, ons lees dit wanneer Jesus praat, hoe hy ons uit ons sondige plek uit herskep na iets wat nuut is. Dan sê die Hebreërs skrywer, kyk in jou prentjie na die skepping. Kyk alles wat jy raak sien, die bome, die natuur, die reën, die haal wat geval het, ensovoorts, die diere, die mense rondom jou, dan moet jy vir jouself in jou kop die prentjie kry dat God alles gemaak het uit niks. Hy het alles gemaak uit iets wat jy nie kan sien nie. So hy begin Hebreërs 11 deur ons te help dat ons verbeelding gesond is. Want nou kan ons in ons verbeelding 'n realiteit raak sien, en hierdie realiteit kan ons geloof bepaal. Want verbeelding word gekoppel aan realiteit. Verbeelding is nie iets onrealisties nie.
Dis nie 'n fantasie of 'n dagdromery nie. Verbeelding volgens die Bybel is 'n absolute werklikheid. En hier is die eerste werklikheid wat ons dan leer, die werklikheid van God se skepping en dat God uit niks uitskep. In vandag se tyd kyk die mense op die internet vir enige iets. Stefan sê nou die dag vir my toe ons daar by Ekerk was, hy praat oor goed en dan sit mense in sy preek en dan kyk hulle na ChatGPT se antwoorde en dan Google hulle alles en dan na die tyd dan praat hulle nou met hom oor wat ChatGPT sê. En ons leef in die tyd dat mense ChatGPT gebruik, die kunsmatige intelligensie, en hulle gebruik Gemini en Copilot en noem dit op, daar's soveel van daardie taalmodelle wat ons vandag het tot ons beskikking. Die interessante ding van die kunsmatige intelligensie is dat kunsmatige intelligensie 'n klomp inligting uit die geskiedenis of wat tans bestaan versamel en kompakteer en dan met jou praat asof dit 'n mens is. Dis wat die taalmodelle kan doen vandag soos ChatGPT. Een ding wat intelligensie in die internet en rekenaars nie kan doen nie, is om te verbeel. Is om iets te sien wat nie bestaan nie. Net die mens kan dit doen. Want God het ons so gemaak, uit niks het hy iets gemaak. So die brein van die mens kan uit niks iets skep. Dis die mens wat dinge raak sien en wat deur die Gees van God gelei word, wat met 'n realistiese verbeelding kan sien, as ek hierdie ding gaan doen, gaan die volgende gevolge dit wees. So die brein van die mens het 'n goeie verbeelding. So die kerk van die Here moet weer leer om te verbeel en in hulle verbeelding raak te sien hoe die wêreld sal lyk wanneer God volkome in beheer is, nie net van ons lewe nie, maar ook die lewe van ander mense. En hoe die wêreld kan lyk wanneer almal gehoorsaam is en almal doen wat God sê. En dan gaan die skrywer van Hebreërs 11 verder en hy sê omdat Abel geglo het. So weer sien ons in ons kop 'n prentjie van 'n persoon wat ons nog nooit in ons lewe gesien het nie, maar ons kop maak 'n prentjie oor Abel wat geoffer het. Ons het dit in die kinderbybel die prentjies gesien, ons het in ons eie kop die prentjies gemaak van 'n man wat geoffer het en wie se offer vir God aanvaarbaar was. Omdat hy geglo het, was sy offer vir die Here aanvaarbaar, omdat hy God vertrou het. So deur al die karakters wat ons gaan, wat die realiteit van ons verbeelding vandag gaan volmaak, gaan daar twee dinge uitstaan by elke persoon, omdat hulle God vertrou het en omdat hulle geglo het. Hulle vertrou in God en hulle geloof in God. Omdat Abel geglo het, omdat Abel vertrou het, het die Here sy offer aanvaar. So sien in jou kop ook die realiteit, die realistiese prentjie van hoe jou lewe kan lyk wanneer jy God vir alles in jou lewe vertrou. Wanneer jy letterlik die Here vir alles vertrou en alles vir hom oorgee, sien in jou kop die prentjie van hoe jou lewe sal wees. Hoe jy vandag sal voel, emosioneel, hoe dit met jou sal gaan sielkundig, hoe dit met jou sal gaan as mens, met jou gesondheid, hoe jou verhoudings met ander mense sal lyk, wanneer jy net die Here vertrou met alles wat in jou is. Jy gaan totaal anders na die lewe kyk, jy gaan totaal anders kyk na probleme, jy gaan anders kyk na die wêreld, jy gaan anders kyk na ekonomie, jy gaan anders kyk na dinge wanneer die lewe vir jou moeilik is, jy gaan anders kyk na dinge wat vir jou swaar is. Want wanneer jy God vertrou, beleef jy die lewe. Dan beleef jy God in jou lewe. Dan is God in jou en sy Gees dra vir jou. Want wanneer ons hom vertrou, aanvaar hy ook ons offer soos Abel sing. Omdat Henog geglo het, vers 5 in Hebreërs 11, omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Kan jy in jou kop sien hoe dit sal lyk in jou lewe as jy leef soos God wil hê jy moet lewe? Vergeet van ander mense, vergeet van die wêreld, vergeet van die mense wat jou pla, vergeet van jou vyande, vergeet vir die mense wat sonde doen, vergeet van al die mense, dink aan jouself. Hoe sal jou lewe lyk as jy leef soos God wil hê jy moet lewe? Hoe gaan jou lewe lyk? Kan jy die prentjie in jou kop sien? Kan jy sien wat die gevolge sal wees van jou optrede? Hoe die Here jou sal seën, hoe jou verhoudings met mense gaan lyk, hoe jy gaan kyk na die wêreld,
Hoe jou perspektief gaan verander. Wanneer jy voluit lewe vir God, want hy het sy eie seun vir ons gegee, en hy het ons so lief gehad, dat hy sy seun wêreld toe gestuur het, vir elkeen van ons, sodat ons deur genade gered kan word. So, ons het soveel rede om in volkome gehoorsaamheid te lewe. Ons het soveel rede om positief te wees oor die lewe. Ons het soveel rede om op 'n positiewe manier te kyk na die lewe en uit te gaan in die wêreld en 'n verskil te maak. Ons lees verder in Hebreërs 11 vers 7, omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam, en toe hy gewaarsku is oor dinge wat nie gesien kon word nie. So Noag het die realiteit van die ark in sy kop gesien. Hy het die realiteit van God se waarskuwing raak gesien. Hy het die realiteit van die vloed gesien. Wat gaan gebeur? Sy verbeelding was gesond. Sy verbeelding was sterk. Hy het gehoor wat God gesê het en hy het sy verbeelding volgens dit ingerig. Daarom was hy gehoorsaam oor iets wat hy nie kon sien nie. Daarom het hy gedoen wat God sê, selfs hy kon nie sien wat die gevolg gaan wees nie. Maar hy het God vertrou. So het die Here ook oor jou lewe beloftes, so het die Here ook in jou lewe baie dinge wat in die skrif staan wat vir jou waar is, en so moet ek en jy, soos hierdie karakters, God vertrou daarmee. Glo dat dit die waarheid is. Soos hierdie mense sien, wat nie met die oog gesien kan word nie. Paulus skryf in Efesiërs 2, ek bid dat die oë van jou hart sal oopgaan, dat jou geestesoë sal oopgaan, dat jy sal sien hoe wonderlik die roeping is wat God vir jou het. In Efesiërs 2 skryf hy, God het jou geroep, hy het jou bestem vir goeie dade. Hy het jou bestem om 'n lewe te leef wat vir hom aanvaarbaar is. Omdat Abraham geglo het, vers 8 in Hebreërs 11. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. In sy kop het hy die prent gesien van God wat sorg. Hy het die prent gesien van God wat roep, en hy het gesien hoe hy daarop reageer. En in sy lewe het dit 'n realiteit geword. Dit het waar geword. So ek hoop dit maak vir julle sin, hoe sterk hierdie mense se verbeelding was, en hoe belangrik dit is dat ons verbeelding 'n realiteit moet wees. Want die verbeelding gaan oor werklikheid. Gaan oor 'n werklikheid, wat God vir ons sê. En wanneer God dit vir ons sê, dan sien ons meer as 'n visie in ons koppe raak. Ons sien meer raak as wat ons as mens met die blote oog kan sien. Abraham het nie gesien nie, Noag het nie gesien nie, maar hulle het geglo en geweet. Selfs toe hy moes wag vir sy seun op 'n baie hoë ouderdom, het hy God se belofte gevat, God vertrou, en hy het gesien dat dit sal gebeur. So God laat ons nooit moedeloos agter nie. Wanneer God vir ons sê dat hy iets gaan doen, dan doen hy dit. En dit is ook waar van jou lewe, dat die Here in jou lewe dinge waar maak. God het ook vir jou beloftes. God sê ook vir jou dinge in die woord. Hy gee sy gees vir jou. Hy sê ook vir jou, wanneer jy oor hom moet praat, moet jy nie bekommerd wees nie, want die gees sal woorde in jou mond lê. Alles wat ons kan sien, 'n werklikheid wat voor ons afspeel, wat in ons lewe afspeel. Al kan ons dit nie met die blote oog sien nie, maar kan ons dit nog steeds sien met 'n baie gesonde, realistiese verbeelding wat die Here vir ons gee, want uit niks uit maak die Here iets. Uit niks uit skep die Here ook in jou lewe. Dan gaan ons verder en ons sien dat Abraham, toe hy op die proef gestel was in vers 17, het hy ook gegaan om vir Isak te offer. Want hy het in sy kop gesien, dit is wat God van hom vra. Hy was gehoorsaam gewees aan die Here. Hy het God vertrou en die Here het toe 'n ram voorsien vir die offer in die plek van Isak. Omdat Jakob geglo het, omdat Isak geglo het, omdat Josef geglo het, het God in elkeen van hulle lewe gewerk. Omdat ek en jy glo, werk God in ons lewe. Omdat jy glo, kan jy gehoorsaam wees aan die Here. Omdat jy glo, kan jy diensbaar wees.
Kan jy vir ander mense tot diens wees? Kan jy soos Jesus sê, as jy die belangrikste wil wees, moet jy ander mense dien? Sien ons in ons kop die realiteit van Jesus se woorde ook raak, dat ons diensknegte moet wees, dat ons ander mense moet dien, dat ons ander mense se belange hoër moet ag as ons eie. Filippense 2 skryf Paulus dit. Dink aan ander, stel ander se belange hoër. Omdat Josef geglo het, ons weet dat Josef die hele tyd in God se teenwoordigheid was, deur al die ellende wat hy moes ervaar van die verkoop, in die tronk gooi, weer in die tronk en so aan, lees ons dat God altyd by Josef was. En daarom dat Josef op die einde gesê het vir sy boeties, julle het my nie verkoop nie, God het my gestuur. Want as God my nie gestuur het nie, was hy nie kos in die land gewees nie. So Josef het in sy kop die prentjie gesien van God en van God se plan. En so moet ek en jy in ons lewe persoonlik, op 'n persoonlike vlak, God se plan in ons lewe sien. God se plan raak sien wat hy vir ons het. Die prentjie sien van God wat in ons lewe betrokke is, van God wat in ons lewe ingryp, van God wat in ons lewe ons help, wat ons dra en wat vir ons krag gee. Die Here het natuurlik al die persone in die Nuwe Testament wat swaar gekry het, die wat vervolg is, die wat martelare geword het, die apostels, hulle bediening, hoe elkeen van hulle gesterf het die Here vir hulle gesorg. Daar's soveel name, lees ons in Hebreërs 11, wat nog genoem kan word, van mense wat ten spyte van hulle geloof swaar gekry het, en ten spyte van die swaar kry, aangehou het met glo. En dit bring ons dan by Hebreërs hoofstuk 12. Terwyl ons dan so groot skare, geloofskare rondom ons het, laat ons elke las en die sonde wat so maklik verstrik, van ons afgooi. Hierdie skare rondom ons help ons om te sien. En wanneer ons kan sien, kan ons self hierdie wedloop begin hardloop. Terwyl ons hierdie skare het wat rondom ons is, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Hier begin Paulus en die Hebreërs skrywer, en hy gebruik 'n beeld van 'n atleet. So weer kom hy met 'n realistiese prentjie. 'n realistiese prentjie. Hy sê hou Jesus voor oë. Hou Jesus voor oë. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En hier kom hy by die absolute groot werklikheid uit van Jesus wat ons hele lewe bepaal. Jesus wat vir ons wys waarheen om te gaan. Jesus wat ons leer om hierdie wedloop te hardloop. Jesus wat ons leer om in ons lewe met volharding te kan leef. Hou hom voor oë. So nou skuif die prentjie van 'n gesonde verbeelding na realistiese perspektief, 'n groter realiteit, en dit is die realiteit van wie Christus is. En die realiteit van Christus is sienbaar, voelbaar, hoorbaar. In 1 Johannes skryf die skrywer, hy sê ons het hom gesien, ons het hom gehoor, ons het aan hom gevat. So dan kan ons verbeelding heeltemal tot bekering kom na 'n volkome werklikheid wie Christus is en 'n realiteit in ons lewe wat ons elke dag kan lewe. Want ons lewe met die realiteit dat Jesus ons verlosser is. Ons leef met die realiteit dat hy in ons woon. Ons leef met die realiteit dat hy sy gees vir ons gegee het. Ons leef met die realiteit en dit kan ons sien, dit kan ons ervaar. So van 'n gesonde verbeelding wat tot bekering kom, tot 'n realiteit, tot 'n ervaringskennis. Want dit eindig by ons ervaringskennis van God. Want ons ervaar hom. Ons beleef hom. Ons beleef sy gees. Ons beleef sy teenwoordigheid. En dit is die wonderlike waarmee ons elke dag kan lewe. So kom ons kyk mooi na die prentjie wat ons in ons kop het oor die wêreld. Kom ons maak daai prentjie vol met karakters wat voorbeelde was in die Bybel, soos wat ons lees in Hebreërs 11. Kom ons maak daai prentjie vol met Christus, met die evangelie, met wie Christus is, hoe sy gees deur ons werk, hoe die Vader vir ons sorg. Want wanneer ons dit reg kry, sal ons op 'n ander manier begin kyk na die wêreld rondom ons, maar ook anders kyk
na onsself.